Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo maatjies, as julle daai dingetjie hoor, dan weet julle mos, dit beteken net een ding, en dit is Storytyd saam met Juffrou Blanche. Vandag se storie se naam is Ouma Ruby se geheim, en dis geskryf deur Chris van Wyk. Hierdie is 'n verhaal van 'n regte seun en 'n regte ouma. So dit beteken hierdie storie het regtig gebeur. Dis nie sommer net 'n storie wat iemand vertel nie. Baie lank gelede het myners diep onder die aarde vir goud gedelf en hierdie hoop geel sand en rots het oorgebly. As 'n mens bo op die mynhoop staan, lyk die huise en karre so speelgoed. Daaronder is die voorstad Riverlia. By Vlinderstraat 13 bly Chris saam met sy mamma, pappa, 2 boeties en 'n sussie. Chris is baie lief om te lees. Hy lees enige iets. Boeke, strokiesprente, tydskrifte, selfs die etiket op die tomatiesous-bottel. Sjoe, hy hou regtig baie van lees, nê? Hierdie is Chris se ouma, Ouma Ruby. Ouma Ruby bly in Coronation. Dis 'n hele entjie se stap tot daar. Jy kan die soetigheid uit 3 stukkies Chappies Kaugom kou, voor jy eers by ouma se huis kom. Chris kuier graag by Ouma Ruby. Daar is vrugtebome in haar agterplaas en in die somer is die takke swaar van die gewig van perskes, appelkose en druiwe. En die moerbye gee aan almal 'n pers glimlag. Talle neefies en niggies, ooms en tannies bly by Ouma Ruby se huis. Daar's altyd iemand wat sing of musiek maak op 'n tuisgemaakte gitaar of sommer net grappies vertel. Dit is waarom Chris so lief is om vakansietye by Ouma Ruby te gaan kuier. Een oggend spring Chris uit die bed. Die son skyn helder. Die mossies en tortelduwe in die bome en op die kragdrade sing vrolik. Chris is opgewonde want vandag is 'n baie spesiale dag. Hy gaan sy ouma in die dorp ontmoet, maar hy weet nie waarom nie. Al wat sy gesê het is, jy sal sien. Chris bad en trek sy swart kortbroek en blou hemp aan. Hy haal 'n bus wat stad toe gaan. Hy staan op die hoek van Pritchard en Diagonaalstraat en hy wag vir Ouma Ruby. Honderde mense stap verby, maar nie een van hulle is Ouma Ruby nie. Is dit die regte dag? Is dit die regte hoek? Die regte? En daar staan sy, Ouma Ruby. Ouma Ruby soen hom en vee die sweet van sy neusie af. Wat 'n verrassing, vra Chris. Wat is die verrassing, vra Chris. Maar ouma lag net en sê, jy sal sien, jy sal sien. Ouma vat sy hand en hulle stap verby die winkels en die smouse wat agter hulle hoopies rooi currypoeier en geel borries sit. En dan stop hulle. Hulle gaan by die winkel binne. Daar is boeke oral. Boeke oor avonture, oor reis, die son en die sterre, die mense en die plekke van Afrika. Ouma Ruby kyk na haar opgewonde kleinseun en glimlag. Jy kan 2 kies, sê sy. Sjoe, dankie ouma. Hy kies 2 boeke en wys dit vir ouma. Ouma Ruby sit haar leesbril op en dan blaai sy stadig deur elke boek. Goeie keuse, sê sy. Ouma betaal die man wat agter die toonbank staan en Chris begin sy boeke sommer dadelik te lees. 2 weke later is dit 'n baie spesiale dag. Dit is Ouma Ruby se verjaarsdag. Maar waarom is Chris dan nie gelukkig nie? Dit is omdat almal na ouma se partytjie gaan en hy nie 'n geskenkie het vir haar nie. Hy wou vir haar 'n beursie koop of oorbelle of 'n blou serp, maar hy het glad nie geld nie. Chris kry 'n blink gedagte. Ek sal vir haar 'n briefie skryf, dink hy. Ek sal vir haar in die brief vertel hoe lief ek vir haar is en ek sal vir haar vra om dit by die partytjie vir almal te lees, sodat hulle kan hoor hoe lief ek vir haar is. Dit sal my geskenk wees, dink Chris. Hy skryf: Liewe ouma, ek wens vandag vir ouma 'n gelukkige verjaarsdag toe. Dankie dat ouma vir my boeke koop en dat ek elke vakansie by ouma se huis kan kuier. Ek is baie lief vir ouma. Liefde Chris.
Nou voel Chris sommer baie gelukkig. Almal is by die partytjie. Ooms, tannies, tienerjarige neefs en niggies, baba neefies en baba niggies, en op die tafel sjokoladekoek en reënboogkoek, koekies en lekkers, samosas en curryballetjies, koeldrank en tee. En ouma Ruby glimlag gelukkig terwyl almal sing, "Veels geluk, liewe ouma." Chris neem sy brief uit sy sak en stap na ouma toe. Hy gee vir haar die brief. "Wat is hierdie, my kind?" vra sy. "Dis 'n brief vir ouma. Lees dit hardop." "Nie nou nie, Chris," sê sy. "Dalk later." "Nee, ouma, jy moet dit nou lees." "Ek het nie my bril aan nie," sê ouma. "Ek sal dit gaan haal." Chris se mamma trek hom weg van ouma af. "Los vir ouma uit," sê mamma. Maar ek wil net hê dat sy die brief moet lees," sê hy. "Jou ouma kan nie lees nie," sê mamma. "Ja, jou ouma kan niks lees nie." Chris kyk na ouma en hy is verbaas. "Maar ek kan dit vir haar lees," sê hy, en hy doen dit. "Ek is ook lief vir jou, Chris," sê ouma, en Chris gee vir haar 'n verjaarsdagdrukkie. "Sjoe maats, dis maar 'n mooi storie. Dit wys net vir mense hoe belangrik dit is om boeke te kan lees en te kan uitneem. En ek weet nie of julle weet wat 'n biblioteek is nie, maar vra dalk vir mamma en pappa om julle 'n bietjie biblioteek toe te vat, dan gaan neem julle 'n paar boekies uit en laat mamma en pappa elke liewe aand vir julle 'n storie lees, want stories maak 'n mens baie, baie slim. Nou toe, tot 'n volgende keer. Arriva maatjies. Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.